Right, Bokkie Boer maak 'n plan in samewerking met BED. Vandag se boer het 'n klomp oorlê tyres gehad en toe besluit hy, kom ek gebruik hulle. Toe gaan hy en hy bou krale. So, hier agter my staan Jaco. Hy is hier van Kraddock se wêreld af en ons gaan 'n bietjie hoor hoe het hy op hierdie idee afgekom en wat is sy storie? Kom ons gaan luister in. Hallo Jaco, hoe gaan dit met jou? Klaar nie, jy Albert? Nee, kyk, ons kan nie klaar nie. So, voor ons nou by hierdie ongelooflike ding kom hier agter ons, vertel my eers 'n bietjie meer van wie is jy en wat doen jy? Ek is Jaco Mulder, soos almal my ken, Wolsak, die bynaam is Wolsak, ook maar 'n skoolbynaam wat op Mahalo hier in Kraddock gekry is. So ja, ek het in 2002 in die transportdeel ingegaan en daar bly my altyd 'n klomp lorry tyres wat nou stukkend gaan of wat glad raak en jy kan niks met dit doen nie. Van dit kan herswoel word, maar dit wat nie herswoel kan word, jy kan jy niks mee doen nie. So ja, toe dink ek maar, yes, toe kry ek 'n klompie skaap in die hande en nou moet ek 'n kraal hê en jy moet draad koop en ek het die finansies was nie lekker gewees nie. Toe lê daar 'n klomp tyres en ek besluit toe maar wag. Ons vat die tyres, steek hulle op mekaar, gooi klippe in, gooi grond in, bou 'n kraal en wel, sover werk dit lekker. Nou een van die groot vrae wat ek natuurlik gaan vra is, hoe stewig is die ding nou regtig? So ek sien hier is nou 'n perd en goed hier binne, maar kan jy hom nie net maklik omskop en laat hy omval en tuimel en goed soos dit nie? Nogal nie. Maar skop vir ons 'n bietjie daar, laat ons kyk. Ja, hulle is vas. So ja, ek het al besig gewerk hierso. My seun het daai een perd wat daar staan, moet hy nou leer. Dis 'n jong filletjie. Hy het al perdemak gemaak hier, wille perde ingebring, ek het al bees ingebring, Brahman bil, Bonsmara bil ingebring en hy staan hier binne. Maar en die lekker ding is ook, ek sien jy het genoem jy het skaap, soos hy wollakkie vas en die dubbeltjie draad of enigiets soos dit nie. Maar 'n ander vraag het ek wil vra is, omdat die tyres het nou maar 'n swart pigment, beïnvloed dit nie enigstens jou wol nie? Niks, net aan die buitekant. As hy gaan skuur teen hom, is daar 'n swart streep vir 'n tydperk en dis maar net aan die bopunt. Amper soos dieselfde stofstreep wat hy so kry in die veld. Selfe, of die skaap Habi geval het, die ander een omgehardloop en daar op die grond geval. Selfe ding. En 'n ander ding wat ek ook nou sien is, een van die groot probleme hier in die hele wêreld, buite nou die sneeu wat geval het, is nou maar ryp. En rypskade veral in jou skape en die koue wat nou een oggend word jy wakker en dan lê daar 'n skaap wat nie gisteraan dood was nie. Ons ken maar die konsep. Dus net jy het nou sommer net 'n dakstelasie hier gaan opsit. Ja, sommer ou plate wat rondgelê het. Dis nou nie mooi plate nie, is ou geroesde goed, maar dis maar net vir 'n afdakkie so binne-in, hulle kan ingaan of hulle kan buite lê. As dit te koud raak, gaan hulle in lê binnekant, tyres gevat, nie eens gate gegrawe om pale in te sit nie, sommer pale binne die tyres gesit, vol klippe gegooi, paal reg gestaan, dak op balke vasgeslaan. Gooi plate sommer in een dag opgesit en daar's 'n afdakkie, hulle kan onder dak staan. So op 'n einde van die dag wat basies op afkom is, jy het gebruik wat jy gehad het. Dit is so. En dit is mos wat ons doen. Ons geld wat vir draad en sif en ysters koop nie. Jy gaan vat, wat kos yster nou? Nee, en hoeveel yster gaan jy gebruik? 'n klein huisie vol geld. En tyres lê oral in die hele land, lê 'n klomp tyres rond. En die ander ding is, niemand verkoop tyres as ek dit so kan stel. Jy kan hulle gaan opstel. Dis amper scrap metal. Dis scrap. En ons recycling op bande is nog nie van so 'n aard soos in ander lande nie. So hier lê dit duisende. Daar's baie ouens wat kuilvoer oopmaak en die tyres vat om net bo op die seil vas te lê. So jy is gesien toe ons ingery het. So lorry tyres, jy kan baie groot krale bou. En soos ek sê, ons het al besig gehad, hier was perde in. Hier's 'n perd wat buite rondloop, twee hingste wat buite rondloop en hier was een hings binne in gewees. En die hings is nog nooit uit kon breekie want die tyres is om binne. En 'n ander ding wat jy gesê het is dis nie net perde, beeste, al daai tipe goeters jy het soghokke ook daar agter. Ja, varkbokke. My magtig. So vertel my 'n bietjie van hulle. Ons gaan dit sommer hier insit en dan kan die mense ook nou mooi sien. Die varkbokke het ek ook nou maar gevat, sê 4 tyres en toe het ek nou net weer dwars tyres gepak en soos 'n vierkant gemaak en toe het ek sommer tussen die tyres het ek net 'n pyp deurgesit met 'n nippel. So die vark aan die binnekant is net 'n ysterpaaltjie ingeslaan wat die nippel aan is. So die vark drink uit die pyp uit met die nippel, daai varknippels en daar drink die vark. En dit werk ook seker lekker as 'n soghok. As jy klein
klein speenvarkies het wat daar rondhardloop. Kleinspeenvarkies, hy leer sommer van kleins af by sy ma om te drink. So jy het nie 'n waterbak wat hulle omgooi wat nou 'n groot klomp paparye lê en goed nie. En 'n klomp mis nie, so So maak jy 'n onhigiëne se ding bietjie meer higiënies. ja, en weer eens die vark kan ook maar gaan skuur as hy juk haat teen die tyre, is skurwigheid. Die bees, die perde skuur teen die tyre en niks kan sy wol laak of hom sny of iets nie. Hoorie, ek loop ons gaan met jou kom gesels het ou Jaco. Dis reg, 100. Lekker dag. Right, so op die einde van die dag gaan dit net oor 'n plan maak. Almal is deesdae so bang om buite die boks te dink want hulle dog dit kos geld en al daai tipe goeders, maar op die einde van die dag, as jy hierdie twee putte bymekaar sit, kan jy sulke ongelooflike oplossing bymekaar slaan. Dis Farm Spice oor en uit.